ervaring het vanoggend met die God Almagtig. Kom ons sluit ons oë nog en ek was open. Here Almagtige God, ons staan vandag voor U in diepe afhanklikheid, Here. Met diepe dankbaar, Here, dankbaarheid in ons harte, Here. Dankbaar dat Jesus na hierdie aarde gekom het, dat hy gekruisig is vir een en elkeen van ons, Here. Ek bid, Here, dat U hierdie oggend sal kom en werklik kom stil staan, Here. Ons kom ontmoet, Here, daar by die put, Here. Ons werklik kom ontmoet, Here, waar ons sit, Here, met al die dinge van hierdie wêreld. En net ons mens wees, ons gemoedere, Here, kom stil maak, Here, sodat ons vanoggend werklik in U teenwoordigheid kan inkom, Here. Dankie, Here, vir nog 'n geleentheid wat ons het om te vier, Here, of te herdenk, my God, vir wat Jesus Christus vir ons kom doen het op hierdie aarde, Here. Here, ek bid dat U vanoggend in hierdie gebou sal rondbeweeg, dat U werklik sal kom, Here, en elkeen kom ontmoet, my God. Here, dat ons harte sal oopmaak, dat ons ontvanklik sal wees, Here, vir die werking ook van die Heilige Gees, my God. Amen. Amen. Ons het vanoggend, ek wil net gou hoe dit gaan werk. Ons gaan begin met 'n lied. Julle hoef nie op te staan nie, julle hoef nie te sing nie. Julle kan eintlik maar net julle oë vanoggend toemaak en dat Heilige Gees julle werklik kom bedien. So ons gaan 'n lied speel, dan gaan ek 'n stuk voorlees uit die van die Heuning webwerf af. Die Jesus se kruiswoorde, dan het ons 'n videoklip wat gaan oor die kruisiging. Dan het ons 'n oomblik van oordenking wat jy met jouself en met God verkeer. Daarna gaan Gerard 'n lied opsit vir die nagmaal. Ek gaan bid en ek gaan die stuk voorlees uit die Bybel vir die instel van die nagmaal. Dan gaan ons die nagmaal gebruik en dan gaan ons afsluit met 'n lied. En dit is hoe vanoggend gaan gebeur. Ek wil asseblief as hierdie lied voor die nagmaal speel, vat maar 'n tyd asseblief. Julle sal sien die lap wat hier oor is, gaan nie opgelig word. Ek wil amper sê, dwing jouself om vanoggend stil te raak in die teenwoordigheid van God Almagtig. Daar's hy. Daar was 'n houtkruis, ja, ridder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Ek onthou vir Dawid die ark het hy gedans en juig na die kruis van Jesus. Hoe sal ons kan hande vou en swyg, want daar was 'n houtkruis, ja, ridder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Wie sal my kan stil maak? Wie sal my gitaar se snaar afbreek? Wie sal my kan doodmaak as my voete dans wil los wil breek? Want daar was 'n houtkruis, ja, ridder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal
as gevoelens hoegenaamd besluite raak, dan was daar nooit die pyn nie. Toe die spykers deur die bloed, dat die houtkuis kraak. Jesus het die eerste 3 kruiswoorde tussen 9:00 en 12:00 gesê. In die 3 praat Jesus met die mense rondom hom en hy bevestig sy liefde vir die mense in nood. Die eerste woorde opgeteken in Lukas 23 vers 34. Toe sê Jesus: Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die eerste kruiswoord gaan oor vergifnis. Vergifnis is waaroor die kruis gaan. Dis waarvoor Jesus gekom het. Ons het vergifnis nodig want ons het almal gesondig en is ver van God af. Daar is 'n kloof tussen ons en God as gevolg van ons sonde wat ons nie op ons eie kan oorsteek nie. Jesus het die prys kom betaal met sy lewe, met sy liggaam en sy bloed, sodat ons vry kan wees, sodat ons verhouding met God herstel kan wees. Die tweede kruiswoorde is opgeteken in Lukas 23 vers 43. Jesus het antwoord hom: Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Die tweede kruiswoord gaan oor geloofsekerheid. Die misdadiger aan die kruis langs Jesus besef dat dit net deur Jesus is wat daar vir hom redding kan kom. Hy roep uit na hom en Jesus gee hom die sekerheid dat hy die ewige lewe sal hê, in die hemel sal wees, gered is en by God sal wees. Ons kan en ons moet ook hierdie sekerheid hê wanneer ons Jesus aanneem as verlosser, wanneer ons na hom uitroep en in hom glo en hom vertrou. Die derde kruiswoorde opgeteken in Johannes 19 vers 26 tot 27. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê hy vir haar: Daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel: Daar is jou moeder. Die derde kruiswoord gaan oor troos en versorging. Selfs in sy grootste pyn, verwerping, vernedering is die nood en behoeftes van die mense om hom vir Jesus belangrik.
so is ons persoonlike versorging ook vir hom belangrik en weet ons dat hy sorg vir ons daaglikse brood, vir ons veiligheid, vir ons inkomste, vir ons gesondheid, vir ons geestelike behoeftes. Hy is ons herder wat ons lei en na ons belange omsien. Tussen 12:00 en 3:00 het dit donker geword. Die Bybel sê van 12:00 af het daar duisternis oor die hele land gekom. En dit het tot 3:00 geduur. Matteus 27 vers 45. Met die duisternis sê Jesus niks nie. Na 3:00 is Jesus se laaste kruiswoorde. Hy vertel van sy pyn en lyding. Die 4de kruiswoorde opgeteken in Matteus 27 vers 46. Teen 3:00 het Jesus hard uitgeroep: my God, waarom het U my verlaat? Aan die kruis beleef Jesus dat God ver is, dat hy hom alleen gelaat het. Dit is die gevolg van sonde. Dit bring skeiding tussen ons en God. Dit isoleer ons van God. Omdat al ons sonde op Jesus was aan die kruis, omdat hy sonde vir ons geword het, 'n vervloekte in ons plek, het hy Godverlatenheid beleef. Jesus se Godverlatenheid is ook die prys wat hy moes betaal sodat ons in God se teenwoordigheid kan leef, nou en in die ewigheid. Die 5de kruiswoorde Johannes 19 vers 28. Hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is en sodat die skrif vervul kan word gesê: ek is dors. Die 5de kruiswoord beklemtoon Jesus se intense lyding. Ons moet onthou dat hoewel Jesus ten volle God was, was hy ook ten volle mens. En was die lyding wat hy deurgemaak het eg en werklik. Dink aan die pyn wat hy moes verduur het, vandat hy oorgegee is om gemartel en gekruisig te word. Die 6de kruiswoorde Johannes 19 vers 30. Nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê: dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Die 6de kruiswoord is die oorwinningswoord. Dit is die hoogtepunt van die kruisiging. Want hiermee sê Jesus dat hy dit waarvoor hy gekom het, voltooi het. Sy werk is afgehandel. Hy het betaal vir die sonde van die mensdom. Tetelestai is 'n rekenkundige term wat op 'n rekening aangebring word om aan te toon dat die rekening volledig vereffen is. Dit beteken dat die rekening van die opgestapelde sonde wat ons teen God het, nou deur Jesus ten volle betaal is. Daar is geen skuld meer teen ons nie. Die laaste kruiswoorde opgeteken in Lukas 23 vers 46. Jesus het hard uitgeroep: Vader, in U hande gee ek my gees oor. Die finale woorde voordat Jesus sterf is woorde van oorgawe. Sy sterwe is egter nie die einde nie. Want op die Sondagoggend volg die oorwinning wat Jesus oor die dood het. Hy gee ook daardie oorwinning vir ons. They first took off his clothes. Then they took long leather thongs with steel pellets or lead pellets on the end and beat him across the back until he could hardly stand up. Then they put a crown of thorns on his brow and his face was bleeding. And they laughed at him and they spit on him and they mocked him. And with one snap of his finger, 72,000 angels had already drawn their swords ready to come to his rescue
and wipe this planet out of existence in the universe. And Jesus said, no, to this end was I born. He wasn't just another revolutionary. He wasn't just another hippie. He was not just another great man. He was God in the flesh. And oh, the ethics that he taught. Never a man spake like that man. When you get hit on one side, he says, turn the other cheek. He never said what to do after that. But he did say, forgive 70 times 7. Count that up. Jesus taught that we're to forgive. He taught a revolution in the way we're to live. He taught us that it wasn't just our outward actions that God judges, but it's the inward thoughts and intents. And he dragged and lifted and hauled that cross. He didn't squirm, he didn't yell, he didn't scream. He just took it and said, Lord, forgive them. They don't know what they're doing. When he died on that cross, they nailed him, they put the nails in his hands. And you know what he said? Forgive them, they know not what they do. Forgive them. Could you forgive somebody that's putting nails in your hands and you know you didn't deserve it? Then look at the death he died. Did ever a man die like Jesus? The lightning flashed and the thunder roared and the earth began to shake. And even the soldiers confessed that this must be the Son of God. Anyone that can see Jesus on that cross and not be touched has a heart of stone. And then, on the cross, he said, my God, why hast thou forsaken me? And then he dropped his head and said, it's finished. What did he mean? He meant your plan of salvation was finished. God can now forgive you of all your sins because Jesus had finished God's plan for your salvation. Because you see, God knows every one of you by name. He has the hairs of your head numbered. Ek wil hê jy moet 'n oomblik neem en dan kom jy voor God vanoggend en jy ondersoek jou eie hart. Jy bring dit wat jy dalk al jare aan dra en baie jare swaar aandra, kom lê jy vanoggend by die kruis neer en jy aanvaar. Jy eien hierdie kruisdood van Jesus vir jouself toe. Jy is vrygekoop. Jy is waarlik vrygekoop deur die bloed van Jesus Christus. So neem 'n oomblik. Ja, dit is tussen jou en God. Dis nie tussen die persoon langs of voor of agter jou en God nie. Dis tussen jou en God.
surrounding me. In every season, I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knee.
Markus 14. Terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seun gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir hulle gegee met die woorde: Neem, dit is my liggaam. Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en hulle het almal daaruit gedrink. Hy sê toe vir hulle: Dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie mense vergiet word. Dit verseker ek julle, ek sal nie weer wyn drink nie, tot op daardie dag wanneer ek die nuwe wyn in die koninkryk van God sal drink. Dankie Vader dat U Jesus vir ons gestuur het om vir ons aan die kruis te sterf. Die brood wat ons eet herinner ons aan die liggaam van Jesus wat vir ons verbrysel is. Deur U woorde het daar vir ons genesing gekom. Dankie vir hierdie sap wat ons herinner aan U bloed, wat gestort is vir die vergifnis van ons sonde. Jesus, dankie dat U ons opnuut reinig deur U bloed. Ons eer U dat U vir ons die pad oopgemaak het tot in U heiligheid en dat U gedurig vir ons intree by die Vader. Dankie Here dat ons in ons gebrokenheid vanoggend, my God, voor U kan kom staan, Here. Dankie dat U gekom het en deur die bloed van Jesus ons kom heel maak het. Dat ons as heel mense hierdie tekens vanoggend kan neem, Here, as 'n herinnering aan wat Jesus vir ons kom doen het. As 'n herinnering aan wat hy aan 'n houtkruis vasgespijker is vir een en elkeen van ons. As dat hy, Here, as 'n vervloekte mens eintlik in ons plek kom sterf het op hierdie aarde. En ek bid werklik vanoggend by God dat as daar vanoggend enige iets tussen ons en U mag staan, Here, dat ons dit sal kom neerlê, my God. Dat ons dit by U sal kom los voordat ons vanoggend hierdie tekens gebruik, Vader. Ek bid, Here, as ons iets teen 'n broer of 'n suster het, my God, dat ons, my Here, voor U sal kom, sodat ons skoon, rein en geregverdig sal kom voor U vanoggend. Want die voorhangsel, Here, het geskeur vir een en elkeen van ons, Here. U het ons kom vrykoop. 'n Priester hoef nie een keer 'n jaar namens ons in te gaan en belydenis van ons sonde te gaan doen nie. Here, U het gekom en ons daardie toegang gegee. Dankie God dat U, as U na ons kyk, dat U seun raak sien. Dat Jesus Christus het voor ons kom inskuif en in ons plek kom staan hy voor U vandag. Dit, Here, is genade, my God. Genade, Here, onbeskryflik groot. En ek bid nou, Here, as enige iemand vanoggend hier sit, Here, wat die duiwel vanoggend aankla oor onthou jy dit, Here, dat hulle autoriteit in Jesus Christus sal opneem en kom sê, ek het dit by die kruis neergelê. Ek weet nie hoe Jesus dit gaan uitsorteer nie, maar hy het gekom om te sterf ook vir dit. Here, dat ons nie sal terugdraai om ons pakkies weer te gaan optel nie, maar dat ons sal wegstap vanoggend van hierdie tekens, vrygekoop deur die kosbare bloed van Jesus Christus. Amen. Amen. Soos jy gemaklik voel, kan jy gaan, jy kan die tekens neem, jy kan dit op jou eie gebruik asseblief.
Dankie Here dat U werklik Here ook hier by ons is. Here, al voel ons dalk op die oomblik dalk nie so nie. Dan verseker die herinnering aan die kruisdood vir ons, Here, dat U het gekom en U is nie 'n aannemer van persoon nie. U kyk na ons harte. En ons kom verklaar vandag, Here, dat Jesus Christus is die enigste weg, die waarheid en die lewe. En niemand sal tot die Vader kom behalwe deur hom nie. Ons verklaar, Here, dat Jesus as 'n mens na hierdie aarde gekom het, Here, kom sterf het aan 'n houtkruis, Here, in 'n graf neergelê is. Maar Sondag, Here, het ook aangebreek en U het opgestaan. En U het ook later gegaan, opgevaar na die hemel en gaan plek voorberei vir een en elkeen van ons, Here. Daarom bid ek vandag, Here, dat U sal kom, Here, dat U ons sal seën, Here. Dat U, my God, U aangesig oor ons sal laat skyn. Dat U ons genadig sal wees. Dat U liefde, U vrede en U oorvloed, my God, oor ons sal kom neerdal. Amen. Amen. Is daar enige iemand wat iets wil getuig, wat iets wil sê? Almal is in stilte geslaan. Ek dink, of ek wil versoek, dat ons het nou begin by die kruisdood vandag. Maak maar 'n opsetlike wilsbesluit, sonder jou 'n bietjie af. Raak werklik stil voor God. Kom net werklik in die volgende 3-4 dae, tot 'n besef wat het werklik gebeur. Wat het werklik gebeur aan 'n houtkruis daar in Jerusalem, op Golgotha? Jesus Christus het gekom. Hy het gekom as 'n mens. Hy het God verlate gevoel aan die kruis, omdat hy dit vir ons kom doen het. Vat werklik hierdie volgende tyd en kom hoor ook wat God vir jou wil leer. Dalk vir die eerste keer in jou 40, 50, 60 jaar, hoe oud jy ook al mag wees. Werklik die gebeure van Paasfees sal kom oopbreek. Mag julle 'n wonderlike dag hê. Mag julle ook, as julle weggaan nou vir die naweek, mag julle veilig ry, mag julle ook weer veilig terugkom. Mag julle werklik ook in hierdie tyd saam met vriende en familie werklik konstant bewus sal wees. Dit is Paasfees. Jesus het uiteindelik opgestaan en hy het opgevaar om vir een en elkeen vir ons te gaan plek voorberei. Amen. Amen. Dankie julle. Mag julle 'n wonderlike dag hê in die res van die naweek.